Partymal wonder ek of doen ek dit reg, aanbid ek die Here reg, is dit wat hy soek, maar dan besef ek dit moet gebeur uit jou hart uit. As dit uit jou hart uit kom, is dit aanvaarbaar by die Here. En ek is vanmôre dankbaar vir die Here se goedheid, sy seën. Mense is oorweldig daar buite met goed wat met hulle gebeur, maar vir die kind van God is daar altyd hoop. Het jy geweet, is vir jou makliker omdat die Here aan jou kant is. Hy help jou, hy is jou helper. Hy is die een wat jou lei elke dag, die een wat jou voetstappe rig, en die wêreld daar buite het nie wat ons het nie. Ek dank die Here dat hy my pad langs gekom het, en dat ek vandag die reg het om 'n kind van God genoem te word. Die Bybel sê, hy wat die seën het, het die lewe. As jy nie die seën het nie, het jy nie die lewe nie. Loof sy naam. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad, ek vertrou so. As dit nie so goed was nie, moenie bekommerd nie, die Here is in jou toekoms en dit gaan goed met jou. Partydae is makliker as ander dae. En ek sê dit weer, dis wat ek geleer het, as jy 'n moeilike dag het en jy kan niks aan doen nie, werk daardeur, vanaand sit jy jou bedlampie af en môreoggend jy opstaan is die Here weer saam met jou. Sluit die dag af en begin weer 'n nuwe dag in die naam van die Here. Elke môre is die Here se goedheid en sy seën nuut in ons lewe. So ons het vanmôre nagmaal ook, maar ek het eers 'n belangrike woord wat ek met jou wil deel. Ek het regtig hierdie week die Here gaan soek en hierdie boodskap is so 'n paar weke terug op my hart gelê. En my tema vanmôre is die leeu uit die stam van Juda. Ek het hierdie week gedink en ek het nog nooit in my lewe 'n preek daaroor gehoor nie, maar die Here gaan ons vanmôre help. Een van die name wat vir Jesus gegee word, is die leeu uit die stam van Juda. Goed, so 'n leeu is een van die sterkste, kragtigste diere daar buitekant, en die leeu word genoem die koning van die diere. Het julle dit al gehoor? Goed, so ek gaan vir jou vra om jou Bybel oop te maak, ons kan op die skerm ook lees. Openbaring, as jy lanklaas Bybel gelees het, dis die laaste boek in die Bybel, Openbaring, hoofstuk 5, vers 5. Hier gebeur iets in die hemel. Johannes, wat op die eiland Patmos is, God wys vir hom wat gaan gebeur in die toekoms. Hy sit en hy skryf, en in hierdie hoofstuk sien ek dat aan Johannes word 'n boekrol gewys in die hemel met 7 seels. En die vraag word gevra, wie is waardig om die seels oop te maak om te sien wat hier binnekant staan, maar hulle kon niemand kry nie, en Johannes ween, want hy weet nie van iemand wat dit kan oopmaak nie. En in vers 5, toe sê een van die ouderlinge van my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel, met ander woorde die afstammeling van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Sover die woord van die Here. Ek gaan 'n paar ander skriffies vir jou quoteer, en ons gaan vanmôre praat oor die leeu uit die stam van Juda. En ek glo na vandag gaan jy verstaan waaroor oorwinning gaan, want daar is vir ons oorwinning in die naam van Jesus. Ons veg nie vir oorwinning nie, ons lewe uit oorwinning, want Jesus het klaar die oorwinning vir ons behaal. Waar het hy dit gedoen? Op Golgotha, toe hy die hel dood en alles oorwin het, toe hy vir ons gesterf het. Dis nie net die naam van Jesus, die leeu van Juda nie, dit openbaar vir ons sy krag, sy majesteit, sy koningskap en sy oorwinning. Goed, so ek gaan vir jou 'n paar, voordat ek verder gaan, interessante feite oor 'n leeu gee wat jy dalk nie geweet het nie. 'n Leeu se gebrul kan 8 kilometer ver gehoor word. Dit help hulle om hulle gebied af te baken en om met ander leeu's te kommunikeer. Leeu's rus gemiddeld 20 uur per dag. Hulle bespaar hulle energie om te jag en vir die beskerming van hulle trop. Die mannetjies het maanhare en die mannetjies leeu wys sy gesondheid deur sy maanhare. Hoe donkerder dit is, hoe meer indrukwekkend lyk hy vir enige mededinger of die wyfies daar buitekant. Leeuwyfies doen die meeste van die jagwerk. Hulle werk saam as 'n span en gebruik strategie eerder as brute krag. 'n Leeu kan kort afstande hardloop teen 'n spoed van 80 km/h.
So as jy gedink het om weg te hardloop, soek liewer 'n boom. Ek het hierdie week gedink aan leeu stories en ek het 'n paar mense gevra en ek het gaan lees en opsoek en een van die goed wat ek onthou jare terug toe hoor ek van hierdie man wat gaan kamp het en hy het in sy tent daar in die Kreer Wildtuin het hy die ene hand geslaap en hy hoor iets buitekant en toe hy die tent so vinnig oop zip, hier staan hierdie groot leeu hier voor hom en brul en hy skrik so groot, hy gryp iets en die eerste ding wat hy gryp is 'n blik kondensmelk en hy gooi hom binne in die leeu se bek in. En die leeu draai om en hy hardloop weg en hy maak hierdie tent van hom toe en hy dink hy's nou veilig en 'n paar oomblikke later toe staan so geligte gekrap in die tent en toe hy die tent oop zip, toe staan daar 'n klein leeuetjie en die leeuetjie sê vir hom, my ma vra net die tin opener asseblief. Ou storie wat altyd by my sal bly. Soos wat 'n mens vingerafdrukke en 'n tongafdruk het wat uniek is, het leeu's 'n unieke snorpatroon by elke een van hulle. Net soos mense geïdentifiseer kan word deur hulle vingerafdrukke, kan leeu's geïdentifiseer word deur die patroon van hulle snorwortels. Wow. Goed. Leeu's kan in totale duisternis 6 keer beter sien as 'n mens. Welpies word met donker kolle gebore en hierdie kolle vervaag na mate hulle ouer word, maar sommige leeu's behou hierdie kolle reg deur hulle lewe. Leeu's is die diere van die katgroep wat in familiegroepe leef en dit word hulle trots genoem omdat hulle uit verskeie huisgesinne bestaan wat saam met mekaar kan leef. Ons moet by die leeu leer dat huisgesinne kan saam met mekaar leef. In huisgesinne is daar soms bekleierery, soms stryery, soms mense wat moeilik is. Ja, daai een aan wie jy nou dink. Maar ons moet leer om met mekaar saam te lewe. Hoekom praat ek vanmôre oor die leeu van Juda en wat is die geestelike implikasie en die geestelike toepassing vir ons? Want aan die einde van hierdie diens moet jy verstaan dat ons leef uit oorwinning en daar's niks wat ons nie kan bereik of kan doen, nie in ons eie krag nie, maar as gevolg van dit wat Jesus klaar vir ons gedoen het. Interessant dat Jesus die leeu uit die stam van Juda genoem word. Dit beteken hy is koning. Dit beteken hy beskerm sy mense. Sy stem is kragtig, 8 kilometer ver kan jy 'n leeu hoor. Hy staan sonder vrees teen die vyand en sy teenwoordigheid bring veiligheid aan sy kinders. God se teenwoordigheid, his presence protects his children. Dis wat die leeu van Juda vir ons doen. En wanneer die leeu van Juda aan jou kant is, hoef jy nie te vrees nie, want die koning van alle konings waak oor jou. Dink gou daaraan, die skepper van die heelal, hy waak oor jou. Hy ken jou naam. Hoekom word Jesus die leeu van Juda genoem? In ancient prophecy in the Old Testament, he was called the Lion of Judah. Genesis 49 is Jakob op sy bed besig om te profeteer en hy sê die volgende, hy sê die koning, die leeu kom uit die stam van Juda. Hy praat van 'n leeu welpie wat gaan kom en Jesus is die vervulling van daardie profesie. Hy is die koning van alle. Hy is die heerser oor hemel en aarde. Hy is die oorwinnaar oor sonde. Hy is die oorwinnaar oor Satan, oorwinnaar oor die dood. En die kruis het nie Jesus verslaan nie. Jesus het die kruis verslaan. Die graf kon hom nie hou nie. Hy was daar vir 'n klein rukkie, maar hy het weer opgestaan en die Bybel sê hy het opgestaan as die leeu uit die stam van Juda. En Matteus 28 sê toe dit gebeur, was alle mag in die hemel en aarde aan hom gegee as ons leeu. Die gebrul van die leeu is nie fluister nie, ons kan dit hoor. En daar's 'n rede hoekom 'n leeu so brul, want dit sit vrees in die ander diere daar buitekant. Wanneer die leeu brul, weet die hele veld dat die leeu hier is. Wanneer God praat, bewe die hel. Wanneer Jesus sy stem laat hoor, vlug die duisternis. En leeu's, leer ek,
loop sonder vrees. They are on top of the food chain. Leeu's kruip nie weg vir ander diere daar in die kreerwiltuin nie. Hulle loop rond soos hulle wil. Hulle is heel bo. Hulle hardloop nie weg vir geleide nie. Hulle weet wie hulle is en ek glo dat die kerk moet vandag weet wie ons is. Dit is vir my hartseer dat mense sukkel om te oorleef en mense is bang en mense weet nie hoe om te leef uit oorwinning uit nie. En mag die Here ons help dat ons vandag na vandag sal verstaan wat dit is om uit oorwinning uit te leef. Want ons dien nie 'n verslae verlosser nie, ons dien die leeu uit die stam van Juda. Die een wat heel bo is. Romeine 8:31 sê, as die leeu vir ons is, wie kan teen ons wees? Niemand kan standhou teen die leeu nie. Die leeu beskerm sy trop elke dag. Die leeu staan tussen sy familie en die gevaar. En dis wat elke dag met my en jou gebeur. Wanneer iets kom om ons skade te bring, dan beweeg die leeu van Juda tussen die gevaar en sy kinders in. En Jesus doen dieselfde. Hy staan tussen jou en tussen jou vyand. Kan ek hoor of iemand dit glo vanoggend? Jy kan maar amen sê. Die leeu staan tussen jou en jou vernietiging. Die Bybel sê dat die vyand het gekom om te roof, te steel en te moord. So eintlik moes jy al lank al dood gewees het. Weet jy wie jou gehou? Die leeu het jou gehou. Weet jy wie jou gebring tot vandag? Jy het al 'n paar noue ontkomings gehad in jou lewe. Jy moes al dood gewees het en jy kan nou terugdink daaraan. Ek onthou 'n paar keer wat ek al moes dood gewees het. Ek onthou 'n dag wat ek amper verdrink het in die Hartbeespoortdam. Een van die benoudste dae van my lewe. Ek onthou in 1991 toe ek in 'n township gewerk het, toe hulle op my geskiet het met lewendige ammunisie en die klippe rondom my gespat het. Daar het ek vir Usain Bolt weggehardloop daai dag. Niemand kon my vang nie. Weet jy wat gebeur met jou wanneer iemand op jou skiet, regtig met lewendige ammunisie? 'n Baksteen is groot genoeg om agterweg te kruip. Jy soek net 'n plek om laag te lê. Ek onthou hoe die vyand my wou uithaal, want hy het geweet dat God het 'n plan met my in die toekoms, maar ek onthou ook dat die leeu van Juda tussen my en die vyand in beweeg, en ek is vandag nog hier en jy is nog hier, en ons kan asemhaal want die Here is saam met ons gewees. Psalm 91 vers 4 sê, onder sy vleuels is ek veilig en daar kan ek skuil. Die Here maak jou toe met sy beskerming. Wat beteken hierdie leeu vir die Christen vandag? Ons veg vanuit oorwinning. Ons probeer nie oorwinning kry nie. Jesus het reeds die oorwinning behaal. En die woord sê so, Kolossense 2:15 is 'n mooi skrif. Nadat hy, Jesus, op die kruis die owerhede uitgeklee het, het hy hulle in die openbaar tentoongestel en daaroor hulle getriomfeer. Hy het dit reeds gedoen. Sê vir jou langs jou, Jesus het klaar gewen. Jy hoef nie te wen nie. Die oorlog is gewen. En ons leef uit oorwinning uit. Ons hoef nie vrees te dien nie. Vrees kan partymal in ons lewe brul. Probleme kom en dit brul en dit maak ons bang. Siekte brul, finansiële druk brul, maar die leeu van Juda brul harder, want uit oorwinning uit het ons die oorwinning. Jesaja 41 sê, wees nie bevrees nie, want die leeu van Juda is saam met jou. Ek is vanmôre lief vir die leeu van Juda, ons koning wat nooit verslaan kan word nie. Aardse konings kom en aardse konings gaan. Ek het onlangs weer 'n boek gelees oor die lewe van Saddam Hussein en hoe wreedaardig hy was en die goed wat hy aangevang het. En hy het gedink dat hy kan ook die wêreld regeer soos wat Hitler dit gedoen het. Maar ek besef as ek hierdie boek klaar lees dat konings kom en konings gaan. Presidente kom en presidente gaan. Die ANC het gekom, maar hulle tyd gaan kom om te gaan. God laat nie met hom speel nie, die Here weet wat hy doen, en hy is die een wat aanstel en afstel. Regerings verander, ryke kom en ryke val, maar die Bybel sê dat die leeu gaan regeer vir ewig. En daar kom 'n dag wanneer hy op die troon van Dawid gaan sit in Jerusalem en vir ewig gaan regeer oor elkeen wat in hom geglo het. Hy is die leeu van Juda. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Wie van julle is bly dat hy verander nie? Mense verander, vandag like hulle jou,
en môre skryf hulle jou af. Vandag praat hulle mooi, môre sê hulle slegte goed. Vandag glimlag hulle vir jou, môre grom hulle vir jou. Vandag skud hy jou hand, môre druk hy 'n mes in jou rug. Maar die leeu van Juda verander nie. Hy is nie 'n aannemer van persoon nie, hy is lief vir jou soos wat jy is, hy aanvaar jou soos wat jy is, sy genade is oor jou, en elke dag is sy gees by jou en hy werk aan jou. Ek loof die Here dat hy nie verander nie. Amen. So wat beteken die leeu van Juda vir die kerk vandag? Die kerk is nie 'n hulpelose groep mense wat probeer oorleef nie. Hoor my mooi, ons is nie hulpeloos nie. Ons hulp is dan juis by ons, in ons, langs ons, saam met ons. Die gees van die Here. Die kerk is die liggaam van Christus en die kerk staan onder die gesag van die leeu van Juda. En Jesus het gesê in Matteus 16, ek, die leeu, sal my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Luister wat sê die skrif. Die poorte val nie aan nie. Hulle verdedig. Dit beteken die kerk behoort vorentoe beweeg. Ons behoort grondgebied terug te vat. Hoekom? Omdat die vyand reeds oorwin is deur die leeu. Die kerk kan met vrymoedigheid verklaar, ons is meer as oorwinnaars deur die leeu wat ons vanmôre die krag gee. Die leeu, die stam van Juda. Nou, ek het die voorreg gehad om saam met 'n paar manne laas jaar Creer Wildtuin toe te gaan. Ons was in die Laagveld gewees, ons het 'n paar goed daar gaan doen. En ons het ek het die voorreg gehad saam met hulle om in Skukuza in 'n kamp te slaap die aand binne in die Creer Wildtuin. Ek wonder of jy dit al gedoen het. As jy dit nog nie gedoen het nie, gaan doen dit. Dis 'n belewenis wat jy nooit sal vergeet nie. Nou dit beteken dat in die groot Creer Wildtuin waar daar baie diere rondloop. Baie. Sit jy tussen daai diere, tussen die leeu's en al die ander gevare en al wat tussen jou en hulle is 'n draad. En ek onthou daai aand toe ons langs die kampvuur sit, toe hoor ek die gebrul van 'n leeu. Skielik wil ek nie meer by die kampvuur sit nie. Ek wil binnekant toe gaan. Want dit is iets wat vrees binne in jou insit. En ek besef dat was dit nie gewees vir die draad rondom my nie, was ek nie veilig nie. En ek wil nie eens na die ablisieblok toe stap nie, want my brein sê vir my, 'n leeu gaan jou langs die pad vang en jou wegdra. En daar's 'n stem wat vir my sê nou net, daar's 'n gat in die draad. Want ons kyk mos te veel movies. Jy lê en slaap en hier sleep 'n ding in jou voete daar uit die tent uit en hy vreet jou lewendig op. En toe ek daai gebrul hoor, toe is dit die aankondiging van 'n leeu wat hier naby is. Nou lees ek agterna 8 kilometer ver, ek weet nie hoe naby was daai leeu gewees nie, maar daardie nag het ek besef, dis nie hoe groot die vyand is nie, maar wat hoor jy in jou ore? Nou in hierdie wêreld is daar baie stemme wat ons ore vul. Daar's baie goed wat vir ons gesê word wat ons bang maak. Maar as jy vanmôre kan leer om te luister na die stem van Juda, dan oorweldig dit elke gevaar en elke vrees in hierdie wêreld. As jy vanmôre kan leer dat die stem van die leeu van Juda is groter as enige iets in hierdie wêreld. Hoor wat sê die Bybel, hy wat in my is, die gees van God, is groter as enige iets in hierdie wêreld. Groter as dit wat hierdie week teen jou kom. Groter as daai probleem waarmee jy tans besig is. Groter as die siekte wat jy veg. Groter as daai tekort wat jy in jou huis het. Die leeu van Juda is wakker oor sy kinders. Nou hier is wat gebeur het. Die vyand het gesien dat Jesus het aarde toe gekom en vir 3,5 jaar het hy sy koninkryk kom vestig. Hy het ons geleer, hy het alles gedoen en toe maak die vyand 'n plan. Kom ons maak hom dood. En hy begin werk. En in hierdie 3,5 jaar het hy in 'n man se hart begin werk. En hierdie man se naam was Judas gewees. Want Judas is deel van alles wat moes gebeur en hy het Jesus verraai. En op 'n dag toe stuur hulle vir Jesus kruis toe, want die Sadduseërs en die Fariseërs het ook die werk van die vyand in hulle lewe gehad om Jesus dood te maak. En die kruis het op Golgotha gestaan. Die hemel het wakker geword en die aarde het gebewe.
En die oomblik toe Jesus sy asem uitblaas, toe sê hy die volgende woorde: dit is volbring. Die magte van die duisternis het gedink die stryd is verby. En in daai oomblik, 1 Petrus leer vir my, dat in die hel was daar iets wat gebeur het, want in die 3 dae wat Jesus in die graf was, het hy afgegaan na die doderyk toe, en hy het gaan basies preek vir al die mense van die Ou Testament, want Jesus het gekom om genade aan te kondig, en toe die boodskap deurkom, dat Jesus is dood, hy het gesterf, was daar in my oë, ek sien in my gees, hierdie partytjie wat in die hemel, in die hel gehou was, in die doderyk, en demone het gejuig, en hulle het vir mekaar gesê, hy is dood, maar op 'n oomblik in die middel van hierdie groot partytjie wat hulle hou, want hulle dink hulle het dit reg gekry om hom dood te maak, het iets skielik verander, want 1 Petrus leer vir my, hy het afgedaal na die doderyk toe, en skielik hoor hulle iets, en die atmosfeer het begin swaar word, en ver in die gange het hulle iets gehoor, voetstappe wat stadig beweeg, voetstappe wat vasberade is, en die atmosfeer het verander, want dit is nie gewone voetstappe nie, dis voetstappe van 'n koning, dis voetstappe van autoriteit, die grond het begin bewe, want die koning van konings het ingestap, die gejuig van hulle partytjie het verander in stilte, die gelag het skielik verstom, en elke demoon het dit gevoel, want iets is verkeerd in die plek wat ons is. Ek dink iemand het uitgeroep, dit voel nie meer soos die hel nie, want iemand groter as die hel het vanmôre hier aangekom, en die stilte was ondraaglik, en iemand roep uit, wie is dit? Wie is dit? En toe sien hulle hom, die Bybel sê hy het gekom as die lam wat geslag is, en hy stap in die koninkryk in, en dis die leeu uit die stam van Juda, dis die een wat dood was, maar hy kan nou weer lewe. Die Bybel sê hy het die graf ingegaan, en hy het uitgestap as 'n verlosser, met die oorwinning wat aan my en jou kant is. Dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou krag wat jy kan hou, want Jesus het op daai oomblik alles kom verslaan. Die duiwel kan hom nie teenstaan nie, daar's geen mag wat vanmôre kan staan teen die leeu van Juda nie, want Matteus 28 sê, aan hom is gegee al die mag en al die krag bo en onder die aarde. Hoor jy vanmôre kerk, daar's niks wat teen die krag van die Here kan staan nie, en daai Here is vanmôre aan my kant, en hy's aan jou kant, en hy's maandag saam met jou, woensdag saam met jou, elke dag, en die Bybel sê, die oomblik as die krag van God en sy teenwoordigheid daar is, gaan elke knie buig en elke tong gaan bely, want die leeu van Juda het ingestap, en elke mag bo die aarde en onder die aarde is nou onder sy voete. En die leeu fluister nie. Die Bybel sê die leeu brul. Hy het 'n oorwinningsbril. Hy het 'n bril wat die hel laat lewe. Hy het 'n bril wat grafte oopmaak. Sy bril laat kettinge breek. Sy bril laat die duisternis vlug. Sy bril laat demone hardloop. Sy bril laat die magte van die hel vlug, en die duisternis soek skuilplek. En iemand in die hel roep uit, hoe kan dit wees? Ons het hom dan doodgemaak, maar hulle verstaan nie, en ek wil nie die duiwel moet my vanmôre hoor terwyl ek dit sê, jy kan nie die skepper van hemel en aarde in die graf hou nie. Jy kan nie lewe doodmaak nie. En toe Jesus die hel instap, was dit die laaste oomblikke van die doodse heerskappy, want die leeu het ingestap en vir ewig kom oorwin, en die lewe behoort aan my en jou. Jy kan nie die leeu van Juda gevange hou nie. Hy het gekom om die kettinge van elke mens te breek. Hy kom met autoriteit, hy kom met sleutels vanmôre. Sy kettinge wat hy breek is in jou lewe. Hy het gekom om jou pyn weg te neem. Hy het gekom om jou gebrokenheid te herstel. Hy het gekom om die gevangenes vry te maak, en hy kom om hoop terug te bring, because the Lion of Judah has awakened. En die Bybel sê, in sy hand is daar iets, daar is sleutels, die sleutels van die doderyk. En hy kom vanmôre om oop te sluit wat in my en jou lewe gesluit is. Hy sit nie gewond op die troon nie, hy kom as 'n oorwinnaar. En Jesus kom vandag. Hoekom vertel ek hierdie goed vir jou? Jy moet vandag besef dat God kan enigiets in jou lewe doen.
Hy kom met sleutels om oop te sluit in jou lewe en verslawing te breek. Hy kom om gevangenisdeure oop te sluit. Hy kom om die vrees te verdryf. Hy kom om siele te bevry vanmôre. Hy kom om die pyn wat in jou lewe is vanmôre weg te neem. Jesus wil vanmôre vir jou genesing bring. Hy kom om vir jou hoop terug te gee. Hy kom om jou familie te herstel. Jy sit met jou hande in jou hare en jy weet nie hoe gaan jy hierdie saak uitsorteer nie. Roep Jesus vanmôre uit oor jou familie. Roep die leeu van Juda se naam vanmôre uit oor jou familie, oor jou kinders, oor jou huis, oor alles wat by jou is. Hy het gekom om harte te genees vanmôre. In hierdie wêreld kry ons seer. Daar's goed wat met ons gebeur, maar die leeu van Juda is vanmôre hier om jou aan te raak, daai sleutels te vat en jou hartseer weg te vat en jou aan te raak. Hy het gekom om jou lewe te ontsluit sodat jy ewige lewe kan hê. Hy het gekom om die mag van sonde in jou lewe te verslaan. Hy het dit nie net dan gedoen nie, hy doen dit vandag nog. Die leeu sit nie gewond op die troon nie, hy sit langs die Vader vandag en hy regeer. Hy regeer oor jou, hy regeer oor my, oor ons lewe, hy heers, hy leef en sy brul weergalm nog steeds vandag in die lewe van elke kind van God. Hoor wat sê Openbaring 1 vers 18, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen. Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Nou vandag sit jy in hierdie kerk en daar's goed wat in jou lewe aangaan. Jy voel jy's toegesluit in 'n tronk en jy sê niemand kan my help nie en jy's op 'n plek van desperaatheid. Die musiek kan vir ons speel asseblief. Ek wil vanmôre vir jou aankondig dat die leeu wat oorwin het is vanmôre hier. Die goed wat ek jou vertel het is nie om jou te hype nie, dis om jou te laat verstaan dat al die mag bo op die aarde en onder die aarde is onder die voete van die leeu van Juda. En hy wil vanmôre die voetstappe in jou lewe laat instap. En vanmôre toe ek opstaan in my stilte tyd, toe hoor ek die voetstappe van die leeu. En ek het geweet dat die Here gaan vanmôre in hierdie plek instap en hy gaan iets vir mense doen. En ek weet God is getrou, so seker as wat ek hier staan, gaan hy vanmôre iets doen in mense se lewe. Die kerk van die Here Jesus Christus, moenie na die gevaar luister nie. Luister vanmôre na die gebrul van die leeu van Juda. Want as die leeu van Juda opstaan, dan val die mure in jou lewe. As die leeu van Juda opstaan, dan breek die kettinge in jou lewe. As die leeu opstaan, dan vlug die duisternis. Hy maak die onmoontlike, maak hy vanmôre moontlik in jou lewe. Hoor jy, ek wil vir jou sê, my beker van geloof is vol vanmôre. Want die leeu van Juda in my lewe regeer en hy het opgestaan. En ek wil jou vanmôre help, is daar iemand wat ek saam met jou kan glo vanmôre, my geloof is sterk. As jou geloof dalk swak is, as goed met jou gebeur het, die Bybel sê jy moet net 'n bietjie geloof hê soos 'n mosterdsaad. Ek wil vanmôre saam met jou glo en ek wil vanmôre uitroep dat die leeu kom brul teen elke siekte in hierdie plek. Ek wil uitroep vanmôre, leeu kom brul teen elke finansiële krisis in hierdie plek. Kom brul teen gebroke verhoudings. Kom brul teen elke gees van depressie vanmôre. Here, kom brul teen elke onsekerheid in hierdie plek. Kom brul, Here, daar waar daar vrees vir die toekoms is, dat ons met geloof sal besef dat al die mag en al die krag is aan hom gegee. En my maandag is nie in my hande nie, dis in die leeu se hande. My dinsdag is nie in my beplanning nie, dis in die leeu se hande. My woensdag, my donderdag, my vrydag, my saterdag, vanmôre wil ek aankondig, dis in die hande van die Here. Daar's niks wat ek kan doen nie, dis hy wat my die oorwinning gee. En ek wil leef uit oorwinning uit. Die leeu gaan nie dalk oorwin nie, die leeu het oorwin vanmôre. NBG, hoor die woord van die Here, jy kan nie verloor nie. Die leeu is vanmôre aan jou kant. Ek wonder of daar iemand is wat dit glo, wat saam met my wil staan vanmôre. En ek wil saam met jou 'n paar verklaringe maak vanmôre uit geloof uit. Want ek weet vanmôre God se woord kan nie lieg nie. Die Here verander nie. Die leeu van Juda sit nog steeds op die troon en hy kom vanmôre teen elke aanslag in jou lewe. Al wat jy vanmôre moet doen is, jy moet saam met my glo. Is daar iemand wat kan glo? Ek wil hê daar waar jy staan, dit wat nou in jou lewe aangaan, jy kan dit vanmôre vir die Here vertel. Steek gou jou een hand saam met my op asseblief.
En ek gaan jou lei in gebed en ek wil hê jy moet vanmôre saam met my werk. En jy moet vir God vanmôre jou omstandigheid gee. En as jy jou hart oopmaak, kan die leeu vanmôre in jou lewe instap en hy kan 'n verandering bring. Here, hier sit mense in hierdie plek vanmôre. En ek sê dit onder die salwing van die Heilige Gees, wat vanmôre iets het, wat in hulle lewe so groot geword het, dat hulle het vergeet om te kyk na die grootheid van die Here. Want die omstandigheid is dikwels so groot, dan raak ons swak in ons gees. Maar vanmôre is ek hier met 'n woord van geloof. Ek kom vanmôre, Here, met groot bravade, want u woord sê, dat die leeu van Juda het oorwin, die wortel van Dawid. Hy is die enigste een wat waardig is vanmôre om die seels oop te maak. En vanmôre oor elke probleem in elke lewe roep ek vanmôre uit, brul Here oor elke omstandigheid in elke lewe. Ek bid dat die brul van Jesus vanmôre sterker sal wees as dit wat in hierdie wêreld gesê word. Al die probleme en alles wat teen my kom, is vanmôre in die moeilikheid, want die leeu van Juda stap vanmôre in lewens in. Ek wil bid, Here, dat u sal vanmôre brul oor elke depressie. Ek bid dat u sal brul oor elke omstandigheid, oor elke siekte in hierdie plek. Miskien is daar iemand wat moedeloos is, wat sê, te lank is ek siek. Ek is moeg om siek te wees. Ek is moeg om medikasie te drink. Brul vanmôre, Here, oor elke siekte in hierdie plek. Ek bid vanmôre, Here, dat u sal brul vir elke huisgesin in hierdie plek. Miskien het die vyand ingekom en divisie gebring. Ek roep vanmôre die brul van eenheid terug binne in elke huisgesin. Ek bid vir huwelike vanmôre, Here, dat die samehorigheid en die liefde sal terugkeer, want al die mag op die aarde en onder die aarde is onder die voete vanmôre, in die naam van die leeu van Juda, Jesus Christus vanmôre. Ek weet vanmôre, Here, dat die oorwinning is reeds behaal. Ek gaan nie vanmôre veg vir dit nie. Ons gaan nie daarvoor veg nie, dis reeds gedoen. Dit behoort aan ons. En in geloof gryp ek vanmôre die oorwinning van die Here. Ek weet vanmôre dat u hou die toekoms. En as daar iemand is wat vanmôre bekommerd is, brul oor dit, Here, en bring vir hulle die versekering. Raak hulle aan met geloof vanmôre, dat God is in my toekoms en dit gaan goed vir my, met my, saam met my. Ek is nie bang vir die toekoms nie, want die leeu van Juda is vanmôre saam met my. Ek is nie bang vir dit wat by die werk gaan gebeur nie. Die leeu is vanmôre saam met my. En as die leeu saam met my is, kan niks teen my wees nie. Niemand kan teen my wees nie. Geen wapen kan teen my gesmee word en enige skade uitrig nie, want die leeu is vanmôre saam met my. Brul, Here, vanmôre in harte, brul in ons ore vanmôre, laat ons met geloof aangeraak kan word, dat die Here saam met ons in elke saak vanmôre. Baba yesakatana masandana lubuduku sandana kayesukasandana. Messiah.
Prepare the way of the Lord. Prepare the way of the Lord. All valley be raised up, all mountain be made low. All valley be raised up, all mountain be made low. All valley be raised up, all mountain be made low. All valley be raised up, all mountain be made low. Lion of Judah, let the lion roar. Hail, 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 Lion of Judah, let the lion roar. U het die sleutels, Here, U het die sleutels. Sluit vanmôre daai deur oop wat toe is. Sluit vir ons vanmôre oop, Here, dit wat vir ons so lank al voorvra. Sluit vanmôre oop dat antwoorde kan kom. Sluit vanmôre oop dat die blydskap kan terugkom. Sluit oop, Here, dat vreugde in lewe vanmôre kan terugkom. Sluit oop, Here, dat die bonatuurlike kan manifesteer, want God lewe. Ek is nie besig om iets te doen om mense bymekaar te kry nie. Ek is hier omdat die Gees van God hier is. En Here, in die Gees, in die teenwoordigheid is al vanmôre krag. Sluit oop vanmôre, Here. Ons leef uit oorwinning uit vanmôre, want U het dit reeds gedoen, die leeu van Juda. Terwyl U werk, Here, terwyl U werk, ek sien trane reg oor hierdie plek. Ek sien mense wat met God besig is. Die Gees van God sluit oop vanmôre en Here, U bring terug wat nodig is vanmôre en U herstel vanmôre in die naam van Jesus. Hoor die woord van die Here. Hier's iemand in hierdie plek. Jy gaan weet dat God vandag met jou praat. Vir die laaste 6 weke is die selfmoordgees elke dag by jou. Jy oorweeg dit elke dag om jou eie lewe te neem.
Jy het so ver gegaan om ondersoek in te stel hoe om dit te doen met die minste pyn. En hoe meer jy daaraan stap, hoe meer dink jy daaraan. Die Here sê, ek stap vanmôre in jou lewe in. Jy gaan my voetstappe hoor. En ek gaan jou vanmôre vrymaak. En daai tronk van depressie sluit ek vanmôre oop vir jou in die naam van Jesus. Die leeu is vanmôre in jou lewe besig. Die vyand gaan nie steel by jou nie. Jou lewe is kosbaar, dit behoort aan die Here. Here, ek sny vanmôre af elke negatiewe gedagte. Ek kanselleer vanmôre daai selfmoordgedagte in die naam van die leeu van Juda. En ek bring vanmôre vrymaking en lewe namens Jesus Christus deur my woorde. Laat dit so wees en laat lewe en blydskap vanmôre terugkeer soos God dit wil hê in Jesus se naam. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Hier's iemand vanoggend, God sê dat jy's bang vir die dood want die vyand het jou vertel jy gaan soos jou voorouers nie oud word nie, jy gaan vroeg doodgaan. Hoor die woord van die Here, as jy in Jesus is jy 'n nuwe skepsel. Jy het niks met jou voorouers te doen nie. God sê vandag, ek is die God van lewe. En ek gee vir jou lewe en ek kanselleer vandag elke plan van die vyand oor jou lewe. Jy sal oud word. Jy sal jou nasade sien, jy sal nie vroeg doodgaan soos jou voorouers nie. Die Here sê ek bring vandag vir jou lewe, rus in die woord van die Here vandag. Dankie Here, dankie Here. Dankie vir die Gees, Here, dankie vir die Gees, Here. Hier is iemand aan my linkerkant. Jy het vanoggend gedink aan die vloeke wat hulle oor jou lewe uitgespreek het. Die leeu van Juda kanselleer vanmôre elke vloek oor jou lewe. Dit is 0. Dit beteken niks nie, want die krag van die Here is groter as enige iets anderste. En maak nie saak wat hulle gesê het of wat hulle gedoen het of wie hulle gaan sien het om die vloek uit te spreek nie, dit beteken niks, sê die Here. Jy is in Christus, jy's 'n nuwe skepsel en die Here se lewe behoort vanmôre aan jou. Niks gaan met jou gebeur nie, want my hand is oor jou, sê die Here. Kinama Yesu kusangana kuyentu dubu sangana. Ek wil gou 'n laaste ding doen. Hier's 'n paar jong mense. Ek voel dit op my hart vanmôre, wat jy is so oorweldig deur die lewe, dat jy sien nie meer kans nie, jy weet nie hoe gaan jy dit, die skool oorweldig jou, die groepsdruk oorweldig jou, jy voel dat jou ouers is dalk te streng oor jou. Die Here wil vanmôre vir jou iets doen. Kan ons almal gou ons oë toemaak? Ek gaan na jong mense nooi, kom staan gou hier voor. Daar is enkeles van julle, ek weet dit vanmôre. Maak nie saak wat aangaan nie, God weet vanmôre wat aangaan. En hy wil vanmôre vir jou iets doen. Jy roep uit, terwyl ons sing, roep jy uit, Here, dis vir my. Here, hierdie is vir my, as U my nie help nie, my ouers gaan my nie help nie, dis die Here wat vanmôre help. Dankie Here, U Gees maak nooit 'n fout nie. Wil jy gou jou hande uitsteek oor hierdie jong mense? Ek dink nie jy besef die erns van hierdie oomblik nie. Terwyl hulle met die Here besig is, pastore, kom help my gou asseblief. Pastore, kom help my, intercessors, kom help my. Speel net saggies asseblief. Kom my help my kom asseblief. Kom staan gou.
Kan jou sitplek neem, dankie. Every moment. Now, this graceful heart sing now. Your praise forever. Call upon the name of Ons gaan oor na die tafel van die Here. Ek gaan vra dat ons musiekspan en almal daar bo by die klank kom staan gou by my. Asseblief, ek wil julle gou bedien. Vanmôre herdenk ons wat Jesus vir ons gedoen het op Golgotha. Ek is dankbaar vanmôre om deel te hê aan sy liggaam. Die Bybel sê as jy hierdie broodjie eet en van hierdie druiwesap drink, is jy deel van die liggaam van Christus. En dis nie iets wat ek ligtelik opneem nie, dis 'n voorreg vanmôre om deel te kan wees aan die liggaam van Christus. Ante for you. Ons dink aan Jesus se liggaam wat gebreek is.
Sy bloed alleen. Hoor julle hoe stil is die kerk, daar's nie musiek nie. Ons is bederf. Ek herdenk saam met julle die bloed van Jesus wat vir ons vrymaking gebring. Baie dankie. Goed, ek gaan vra dat die span wat my help, wat gereël is, ook hier voor kom staan asseblief. Ons voorreg om vanmôre die gemeente te bedien. Hierdie is 'n sakrament wat deur Jesus ingestel is. Jesus het 2 sakramente ingestel, die doop en die nagmaal. Geniet saam met ons vandag. Marius is nie hier nie. Marius is in Amerika. Julle kan kom. Die eerste 8 manne wat hier voor is, kom help my asseblief. Ek dink nie Marius het gereël nie. Dankie julle. Dankie. Ek word nog 4 manne 3. Dankie julle. As hy sy liggaam. Dankie my ma. Die liggaam van Jesus, broeders. Die bloed van Jesus. Forever.
Baie dankie, almal gekry, op die galery is almal klaar. Baie dankie, voorreg om saam met jou aan die tafel van die Here te